Psalm 91 is een van my gunsteling psalms. Dis vol van die een na die ander wonderlike belofte van die Here. Vandag gaan ons die volgmetode gebruik om na die eerste 2 verse van die psalm te kyk en te sien wat ons daaruit kan leer. As jy nie weet wat die volgmetode is nie, loer dan hierbo of hieronder in die beskrywingsblok vir die skakel na die video waarin ek die metode stap vir stap verduidelik. Ons begin met die V van volg, wat staan vir vra God se leiding. So, kom ons bid saam. Here, u woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons lewenspad. Ons bid dat u ons oë sal oopmaak, sodat ons die wonders uit u woord kan raak sien. Amen. Goed, volgende kom ons by O, wat staan vir ondersoek die teks. Dit beteken ons lees die gedeelte waarna ons kyk, en kyk dan ook wat se dinge ons in die teks sien, soos wie die karakters in die gedeelte is, wat hulle doen, waar hulle is, met ander woorde, wat gebeur in die teks. In Psalm 91 vers 1 en 2 staan: Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. In die 2 verse word daar van 2 persone gepraat. In die eerste plek is daar die mens wat skuiling vind by die Allerhoogste. Die tweede persoon is die Here self. Ons sien dat die mens iets doen. Hy vind skuiling by die Allerhoogste. Ons sien ook dat hy iets vir die Here sê. Hy verklaar sy geloof dat die Here hom beskerm en dat hy die Here vertrou. Ons sien ook dat die Here iets doen. Hy beskerm die mens wat by hom skuil. Nou kom ons by die L van volg, wat staan vir let op die lesse. Wanneer ons let op die lesse, begin ons altyd met die vraag: wat leer ek uit die gedeelte oor God? So, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ons sien 4 name van God in hierdie 2 verse. Allerhoogste, Almagtige, Here en God. Allerhoogste verwys na 'n posisie. Dit beteken dat God bo alles is, dat daar niemand is wat groter en belangriker is as hy nie. Almagtige, Here en God is al 3 titels. Maar Almagtige beteken ook dat God alles kan doen. Daar's letterlik niks wat vir hom onmoontlik is nie. Verder sien ons ook dat God 'n toevlug en 'n veilige vesting is. Dit verduidelik vir ons 'n rol wat God in ons lewens speel, want hy is die een wat ons beskerm en ons veilig hou. Dit gee ons ook 'n kykie na die karakter van God, want dit sê vir ons dat dit in sy natuur is om die mens te beskerm. Ons leer dus dat God, wat groter is as enige iets of iemand in hierdie wêreld, vir ons 'n skuilplek wil wees, want hy wil ons beskerm. En dit maak nie saak wat hierdie ou lewe ons kan toe gooi nie, die Here is in staat om ons te beskerm en ons veilig te hou, want niks is vir hom onmoontlik nie. Nou dat ons gekyk het wat ons oor die Here kan leer, is ons volgende vraag: wat leer ek uit die gedeelte oor die mens? In vers 1 sien ons dat die mens in die gedeelte by God gaan skuiling soek het. Hy het nie probeer om homself te beskerm nie. Hy het die Here gesien as sy toevlug en sy veilige vesting, en het vir die Here gesê ook. Hy het op die Here vertrou om hom veilig te hou. Ons sien dus dat ons 'n keuse het. Ons kan kies om na God toe te vlug en by hom te skuil, en hom te vertrou om ons te beskerm. Of ons kan kies om na onsself te probeer omsien en doen wat menslik moontlik is om onsself te probeer veilig hou. Wat eintlik, as ons nou eerlik is, maar nie veel is nie. Goed, nou dat ons gesien het watter lesse ons uit Psalm 91 vers 1 en 2 kon leer, is dit tyd om aan te beweeg na die G van volg. Dit staan vir gaan en wees 'n doener van die woord. Elkeen van ons gaan dit wat ons geleer het op 'n ander manier in ons lewens toepas, maar hier's 4 maniere hoe jy dit dalk kan doen. Nommer 1. Vertrou God. Doen wat hy in Filippense 4 vers 6 sê. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. As jy dit doen, sal vers 7 'n werklikheid in jou lewe wees. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nommer 2. Maak jou hart vol met die woord, nie met die nuus nie. Soek vir jou verse en gedeeltes wat spesifiek praat oor God se liefde, sy getrouheid en dat hy beskerm, sorg en versorg. Lees dit en luister daarna om jou te bemoedig en jou geloof te versterk. Nommer 3.
Memoriseer Psalm 91 en verklaar dit gereeld hardop oor jou en jou gesin. Nommer 4. Sien die Here as jou skuilplek. Verklaar jou geloof en vertroue in hom, deur vir hom te sê: U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Here, dankie dat U die Allerhoogste is. Dankie dat U die Almagtige is, wat vir ons 'n toevlug en 'n veilige vesting wil wees. Vandag verklaar ons 'n geloof dat U vir elkeen van ons 'n toevlug, 'n veilige vesting is. Ons verklaar dat U ons God is en dat ons ten volle op U vertrou. Amen. Ek hoop dat hierdie video vandag vir jou iets beteken het. As dit het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag jy vandag die keuse maak om by die Allerhoogste skuilings te soek, want hy is jou toevlug en jou veilige vesting.